Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Welkom by die Trinity Truth program. Hierdie week gesels ons bietjie oor teleurstelling. Dis iets wat ons almal al ervaar het, of dalk as jy tans in daai proses van teleurstelling en hoe om dit te verwerk. En my naam is Karen Meiburg en kom ons sluit die oë. En Vader, so baie dankie dat elkeen wat hier luister, Here, dat jy hulle harte ken. En dankie Here, dat jy ons geestelike ore oopmaak, dat ons nou sal hoor wat is dit wat die Heilige Gees, wat ons leraar is vir ons sê. Dankie vir die woord, Here, wat 'n lamp is vir ons voete, wat ons lei. En dankie Here, dat jy ons help met 'n gees, Here, wat leerbaar is, dat dit wat nie in lyn is met God se woord nie, dat ons op U sal staat maak om ons te help, Here, en onderdanigheid, Here, gehoorsaamheid aan U, om dit te kom verander. En ons eer U net in Jesus naam. Amen. So, teleurstelling, wat doen dit in ons siel? Nou, teleurstelling is deel van elke mens se reis. Of dit nou kom van geliefdes af, van leiers, drome wat nie realiseer nie, of selfs van onsself af, nie? En dit is nie net 'n emosie nie, dit is 'n sielsreaksie. Dit raak ons vertroue, en ons hoop, en ons identiteit. So ons gaan bietjie kyk hierdie week oor wat teleurstelling aan jou siel doen, hoekom jy nie net dit kan uitblok nie, en hoe hanteer jy dit? En dan wie in die Bybel het ook teleurstelling ervaar, en hoe het hulle dit verwerk? So ek wil met jou gesels oor die verhaal wat ons goed ken van Josef. Hy het teleurstelling ervaar en hy het verraad. En dan God se teenwoordigheid. So Josef, die jong dromer met groot verwagtinge, was die geliefde seun van Jakob, en hy het dan die gawe gehad om drome uit te lê. Hy het visioene gesien waarin sy broers onder andere voor hom buig, en hy was opreg, maar ook was hy jonk en onervare. So sy broers het hom gehaat vir sy drome en vir sy pa se voorkeur, want ons lees daar in Genesis 37 vers 4, toe sy broers sien dat hulle pa hom meer lief het as enige van hulle, het hulle hom gehaat. So jou seed ingekom, nee. So Josef se eerste teleurstelling is verraad deur familie. Sy broers gooi hom in 'n put en verkoop hom as slaaf aan die Egiptenaars. En Josef se hele wêreld stort net daar in duie. Nie net sy drome nie, maar sy selfvertroue in familie. Daar hy word ontwortel en hy word verneder en hy word verlaat. En hy kry nie eens 'n brief van sy pa af nie. Daar is geen soektog nie, daar is geen verskoning nie. Hy is in Egipte in 'n tronk. In Genesis 37 vers 28 lees ons daar, hulle het vir Josef uit die put gehaal en hom verkoop vir 20 silwerstukke. Nou sy tweede teleurstelling, in Genesis 39 vers 20, so Josef se meester het hom gevang en hom in die gevangenis gesit. So die tweede teleurstelling is, hy is vals beskuldig en daarop volg tronkstraf. Nou in Potifar se huis dien Josef getrou, maar Potifar se vrou beskuldig hom vals en hy word sonder verhoor in die tronk gegooi. So hy doen niks verkeerd nie, maar tog ly hy. En sy integriteit bring hom nie beloning hierson nie, maar straf. Dan Genesis 40 vers 23, die skinker het Josef nie onthou nie, maar hy het vergeet. So die derde teleurstelling, hy is vergeet in die tronk. Josef help 'n medegevangene wat die skinker is deur 'n droom uit te lê, en hy vra hom net een ding. Hy sê, onthou my asseblief, maar die man vergeet vir 2 volle jare. So Josef sit vas in 'n plek van teleurstelling, wat hy het gehoop, en weer is daardie hoop teleurgestel,
weet, hy is teleurgesteld in die hoop wat hy gehad het. Want hy het vir hom gesê, asseblief, noem my naam voor Farao, sodat ek uit die tronk uit kan kom. En dan, Genesis 41 vers 40, jy sal oor my huis wees en op jou bevel sal my hele volk gehoor gee. So die keerpunt, God se tyd, nie mense se tyd nie. So na jare se wag, roep Farao vir Josef om 'n droom uit te lê. Josef word bevorder tot 'n onderkoning van Egipte en sy drome begin waar te word. Nou Josef het nie self probeer wraak neem nie. Hy het nie verbitterd gebly nie. Ek weet nie, dalk het hy bietjie verbitterd geraak vir oomblikke, maar hy het nie verbitterd gebly nie of geword nie. Hy het bly glo en vashou aan God. En ek glo dit was baie keer was dit vir my keuse, nie 'n gevoel nie. En dan die finale toets, vergifnis vir sy broers. Toe sy broers kom om kos te koop, het Josef die mag om hulle te straf, maar hy kies genade, hy heil, hy vergewe en hy word herstel. Genesis 45 vers 5 sê, moenie julle ontsteld of kwaad wees dat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. So wat kan ons leer hierso uit Josef se verhaal uit? Is nommer 1 is genesing kom nie deur wraak nie, maar deur vertroue in God se groter plan. En baie keer wanneer ons so teleurgesteld is en so fokus op daai rou pyn, sien ons nie 'n groter prentjie dadelik raak nie. Dit neem tyd. En dan, Josef het nie sy pyn ontken nie, hy het gehuil en gewaag en geglo. En God het elke seisoen gebruik om Josef voor te berei vir sy roeping, wat hy sou koning word. So wat doen teleurstelling dan aan jou siel? Teleurstelling skeer aan jou vertroue, as ek dit so kan stel, want dit laat jou twyfel. Wat sê jy vir jouself? Hoe kan ek so naïef gewees het? Wat se leuen hoor jy? Ja, God is stil, hy hoor jou nie. En dan daai van, is daar nog mense wat betroubaar is? Dit kan jou laat terugtrek en jou vertroue in mense skend, of selfs kan jy so ver laat gaan dat jy bitter word. En dan teleurstelling raak jou identiteit. Jy begin te wonder, is ek goed genoeg? Het ek gefaal? Jy begin daai leuns so te vervleg in jou binneste, dat dit deel uitmaak van jou selfbeeld. En teleurstelling, jy kan jou geestelike ritme ontwrig, want partykeer bid jy en daai gebed voel so leeg, of jy is besig om of lofprysing te doen, of te prys en te worship, dan voel jy, dit voel so vals, want ek sit met hierdie rou seer. En dan sê die duiwel vir jou, God is ver, hy is nie naby nie, nee? Psalm 55, hier vanaf vers 12, ek som het sommer net vir jou op, dat Dawid se hartseer, was hartseer oor 'n vriend se verraad gewees. Hy sê, as dit 'n vyand was, kon ek dit nog hanteer het. Nee, as dit iemand ver van jou af is, kan jy dit nog hanteer, maar hierdie rou seer van hierdie iemand naby aan jou. En dan die belangrike deel is, hoekom kan ek dit nie net uitblok en vergeet daarvan nie? Onthou, teleurstelling is nie net 'n gedagte nie, dit is 'n sielswond. Dit is nie net jy dink van, ek dink positief en dit verdwyn nie, dit werk nie so nie, want dit is soos 'n emosionele kneusplek, het vra verwerking, en dan ook, ek kan nie in die plek ingaan van ontkenning nie. En uitblok is 'n verdedigingsmeganisme, dis nie genesing nie.
En ek sê uitblok is 'n valse genesing en dit stel vir jouself 'n strik later dat daar sneller afgaan. En ons begin bloei op ander mense. Want as jy dit ignoreer, bou dit op na onverwerkte pyn. En dit kom later uit as woede, depressie of selfs geestelike koudheid. Spreuke 19 vers 11 sê daar so 'n mens se verstand maak hom lankmoedig. Dit is tot eer van sy dit is tot sy eer om oortredinge te vergewe. Kom ek lees dit weer oor, 'n mens se verstand maak hom lankmoedig. Dit is tot sy eer om oortredings te vergewe, sodat ons kan gesond word. Maar hoe hanteer ek hierdie teleurstelling? Heel eerste is, ek erken dit eerlik, nooit sommer by die naam, sê ek is teleurgesteld. Dit is nie 'n swakheid om daai te erken nie. Inteendeel, dit is die waarheid, dis hoe ek voel. Bring dit aan God toe, onthou, God is nie bang vir ons rou emosies nie. Psalm 55, vanaf vers 16 sê, ek roep tot God en hy verlos my. Verwerk dit in gebed en gesprek met die Here, skryf dit neer as jy moet. Laat jouself toe om te rou oor wat jy verloor het. En dan herbou daai verwagtinge op God, nie op mense nie. Jesaja 49 vers 15 sê, kan 'n moeder haar kind vergeet? Selfs al sou sy, ek sal jou nie vergeet nie. Dis die Here wat self hier praat. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ons kyk net so vinnig bietjie karakter in die Bybel. Samuel, hy was so teleurgesteld in Israel se afwysing, want daar in 1 Samuel 8 vanaf vers 1 tot omtrent soos vers 6 lees ons daar, hy voel verwerp toe die volk 'n koning wil hê. Hy bring dit na God en hy sê vir God, Here, kyk wat maak hulle, en God sê vir hom, hulle het nie jou verwerp nie, hulle het my verwerp. Jonathan, teleurgesteld in sy pa Saul, 1 Samuel 20 vers 30 tot 34, Saul word woedend op hom, en Jonathan kies loyaliteit aan waarheid en vriendskap bo familie se verwagtinge. Dan ook Dawid, hy word verraai deur 'n vriend, 'n getroue vriend. Psalm 55 sê daar, hy voel diep seer, maar kies om te bid en te vertrou. Paulus, hy is alleen tydens sy verhoor, 2 Timoteus 4 vers 16, sê hy daarso, niemand het my bygestaan nie, maar die Here het my versterk. So wat leer ons nou eintlik hier uit? Teleurstelling is nie die einde nie, dis 'n uitnodiging tot 'n dieper vertroue. En onthou net, God is nie daar vir ons oorwinning en in ons triomf nie, hy is daar vir ons trane. En dan ook, jy kan kies om nie bitter te bly nie, maar om tot genesing te groei. Teleurstelling maak seer, en dit vat soms lank om te verwerk, omdat dit nie net 'n emosionele reaksie is nie, maar diep sielsbelewenis. En hy sê, maar hoekom maak teleurstelling so seer, want dit bots met jou verwagting en jou vertroue. Dat jou brein en hart het al begin bou aan 'n toekoms met hierdie verwagting en vertroue. En hier moet jou hele prentjie met jou verander. Teleurstelling voel soos verwerping of verlies. Dit kan voel asof jy iets kosbaars verloor het, soos 'n droom of 'n verhouding of 'n seisoen. En dan dit raak jou identiteit en jou selfbeeld. Jy begin te wonder, het ek verkeerd gehoop? Is ek nie goed genoeg nie? Is dit nie vir my beskore nie? 'n Teleurstelling kan jou laat twyfel aan jou oordeel, jou waarde,
en selfs jou geloof. Dan sê, maar hoekom vat dit so lank? Nou genesing vra verwerking, nie net tyd nie. Jy moet rou oor wat gebeur het. Want as jy dit net uitblok, bly dit onder die oppervlak en kom later uit in bitterheid en wantroue, soos wat ons net nou gesê het. Jy moet jouself, daai ingesteldheid moet jy eintlik hersien. Jy moet reroute, nee, herskryf. Want soms het jy so vasgeglo, dis God se wil wat ek hier doen. Trou met hierdie man want is God se wil. Trou met hierdie vrou want is God se wil. Begin hierdie besigheid want is God se wil. Ek doen dit want dis wat God vir my sê. En dan werk iets nie uit nie. En dan wat gebeur? Dan voel ek verward en ek voel mislei en ek vertrou nie meer my eie oordeel nie. Het vat tyd om weer te vertrou in God en jouself en in ander. Nou God bly nog steeds die soewereine God, die een wat vir ons 'n weg maak en die waarheid, die een wat die lewe is. Hy het nog niks verander nie. En dan ook, jy sê, hoekom vat dit so lank, want jou brein hou aan herhaal wat gebeur het. Jy herleef die oomblik, die woorde, die gevoel, en dit hou jou vas in die pyn. So genesing kom wanneer jy dit begin, gaan eintlik vir jou sê, wanneer jy dit begin herinterpreteer, met waarheid en genade, saam met die Here. So, wat help? Hoe doen ek dit? Erken die teleurstelling eerlik, bring dit na die Here toe, nie as 'n mislukking nie, maar as 'n rouplek van genesing, en dan herbou op die hoop. God sal jou help. Sy krag binne jou sal jou help om te vergewe. So liewe vriende, dalk kom ons staan so 'n bietjie stil. En ons dink net so 'n bietjie oor jou teleurstelling. Dalk is daar in jou lewe teleurstelling wat nog vars is, of dalk baie jare terug, goed waaroor jy nie kan klaarmaak nie, wat jy nie kan verwerk nie. So, wie is daai persoon wat jou seer gemaak het? Of wat is daai droom wat nie waar geword het nie? Sê vir die Here, Here, hier is ek nou. En ek gee hierdie vandag vir U. Gee die teleurstelling vir U. En met U krag, Here, kies ek vandag om mense te vergewe wat my so teleurgestel het. Here, dankie dat U elke hart sien, wat nou met U praat. Dankie, Here, dat U elke traan sien. Dankie, Here, dat U elke hoop wat stilweg gesterf het, net kom hernie. Vertroue wat geskend is, Here, kom hernie. Kom nuut maak. Kom Heilige Gees en raak elke sielswond aan. Daar waar verwerping was, Here, bring aanvaarding, en daar waar verraad was, Here, bring getrouheid. Daar waar stilte was, Here, bring U stem van waarheid. Here, herstel asseblief vertroue. En elkeen wat glo, Here, dat U hulle verlaat het. Dat elkeen wat vertrou in hulle self verloor het, Here, herstel dit asseblief. Here, ek bid vir nuwe hoop, vir genesing. Dankie vir U bloed. Dankie vir die wonde wat vir ons genesing bring. Dankie vir U bloed, Here, wat ons ongeregtighede kom toemaak. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gee vir jou Romeine 15 vers 13, mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede in geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in hoop deur die krag van die Heilige Gees. Tot 'n volgende keer, en as jy wil kontak maak vir 'n opname oor hierdie preek, kan jy Trinity True Foundation WhatsApp
by 0633 784543. Ek herhaal weer 0633 784543.